Altyd keer, want ek is 'n worshipper. Ons sal sing tot die Here self kom, as ek dit beheer. Baie dankie vir Rian en die span. As julle terugdink aan die liedere se woorde, in besonder die lied met die naam Abide, dan sê hy, that I am here in the resurrection of Christ. En ons, weer eens sê ek dit, ons pre-program nie goed nie. Ons sê nie wat die tema is en kies liedjies wat pas. Ons gee oor vir die Heilige Gees. En is altyd vir my wonderlik om te weet, die Heilige Gees stap 'n pad met ons. En Johan Serfontein sê van punt A na punt B. En as jy dink jy het by punt B uitgekom, dan is dit weer punt A. So is jy reg daarvoor? Ek het vanoggend vir die groep gesê wat in die Engelse diensie was, die bilingual diens, hulle het gesit, ver uit mekaar uit, nie 'n vol groep soos hierdie nie. En ek sê toe vir hulle, welkom by 'n pioniersmandaat. As jy nie weet wat ek nou gesê het, weet jy nie wat ek sal sê nie. Ek wil graag by die preek uitkom. Maar God het 'n mandaat gegee vir hierdie gemeente. En die mandaat vir hierdie gemeente is om die koninkryk te sien kom in Robertson. Niks met hierdie kerk te doen nie. Ek wil al die naam afsny en die bord wegvat. Niks met die naam te doen nie. Niks met hierdie gebou te doen nie. Alles te doen met die toerusting waarmee jy uitgaan om in die wêreld 'n verskil te gaan maak. Gaan nie oor hier nie, dit gaan oor daar buitekant. En ek sê dit vir 'n rede, want as ons praat oor Jesus leef, het ons die vorige week gesê, ons praat van die 3 dae in die graf. Vandag praat ons oor die ander 40 dae, wat Jesus rond beweeg het. En hy het homself aan mense openbaar. Ek het aanvanklik 'n baie mooi tema gekry, wat sê opstandingsontmoetings van die leë graf tot by hemelvaart. Is mooi. Die Here het nie gedink is 'n goeie tema nie. To change the subject. Ek het vir julle gesê, moenie vir die Here sê jy het nie tyd nie. Hy gaan vir jou wakker maak. Hy maak my nog steeds 4 uur in die oggende wakker. As julle bid, sê vir die Here, ek gaan tyd maak. Ek hoef nie 4 uur op te staan nie. 4 uur vanoggend toe ek weer wakker word, dit was presies 11 minute oor 4. En ek staan amper 40. Hoe langer jy lê, hoe seerder word die lyf. Is jy iemand wat verstaan? Dankie tog. Ek het gesê, wat sal julle jong mense weet? Julle weet niks. 11 minute oor 4 vanmôre sê die Here die volgende. Hy sê, Jesus openbaar homself op sy eie terme. Jesus openbaar homself op sy eie terme. Ons het so voorskriftelik geraak in die kerk. Ons het ook patrone geskep. Ons het ook programme geskep. Weet wat doen ons? Ons sing mos tot by die laaste lied, dan wil ons met die Here ontmoet. Ken julle daai? Ons druk hom net deur, sing gou die eerste 3 vinnige liedjies, by die stadige liedjie, dan begin die Gees beweeg. Ons het dit geskep. En weet jy wat besef ek 11 minute oor 4 vanmôre? Hoe beperk ons God om met ons te ontmoet? Ek het nou vanoggend weer my pa se storie. Hoe ek gedink het, hy so ongered. En toe ek op 13 my hart en lewe vir die Here gee, toe wil ek hom heel eerste evangeliseer. Maar nie mooi nie. Jy weet hoe 'n nuwe bekeerling, sommer vurig en aanvallend. Ek sê vir hom, dien jy ooit die Here? Ons mag nie sê jy nie, ek het gesê, dien die daar ooit die Here? Lees jy jou Bybel, bid jy? En hy sê vir my, hy was 'n treindrywer, hy sê vir my, gaan na my blik toe. Nou daai blik, niemand weet as hulle nie weet, hy is blink gevryf. Jy vat nie eers aan daai blikkie, want die vingermerke sit. En bo in daai blik was daai ding so netjies gepak en nommerpas. Ek's geprogrammeer, dat as jy regtig die Bybel lees, pastoor, skryf jy in hom of jy highlight, ten minste. Anders lees jy nie jou Bybel nie. Kom, wys julle Bybels, laat ons sien.
En ek onthou, hoe vat ek daai klein Gideon Bybel? Ek onthou daai oomblik soos vandag nog. En ek sê, Here, asseblief laat hy daarin geskryf het. Anders lees hy mos nie. En toe ek die Bybel so oopmaak, sien ek sulke merkies en voetnotas. Toe besef ek, jy is gepre-program met hoe dit moet lyk. Dan beperk ons God. Daai man sit 16 tot 18 ure in 'n skof, stoksiel alleen voor in 'n trein. Wat het ek gedink? Met wie praat hy? So ons moet pas op. Die Here ontmoet ons op sy terme, nie op ons eie terme nie. Ek het in die eerste diens ook vertel van die mandaat van die gemeente, en ek sê dit vir 'n rede. Die oomblik 'n mandaat is 'n opdrag van God. Kom ons begin daar. Die oomblik wat jy dink dat jy opstaan en gaan slaap met jou eie verhouding met God, maak jy die grootste fout van jou lewe. Die oomblik wat jy 'n geestelike tuiste vind, nooi ek jou om te vra, waarmee is jy besig? Ek gaan vir julle verduidelik hoekom. Want ons verstaan nie altyd die mandaat waarmee God ons geroep het nie. Om net vanoggend op hierdie sitplekke te sit, sit jou onder die mandaat van die gemeente. Wat is die mandaat? Mighty Men Weskaap is onder hierdie mandaat. Dit beteken, elke werk wat die vyand beplan teen Mighty Men, kom teen ons. Verstaan julle dit? Ons is in Afrika betrokke. Jean is in Afrika betrokke. Ons bou kliniek, skool, Bybelskool. Dis die mandaat, die geestelike oorlog waarin jy sit as jy hier sit, is 'n geveg in Afrika. Raak dit bietjie meer? Hoekom sê ek hierdie goed? Kom ek sê nog 'n stukkie van die mandaat. Niks met hoe great ons gemeente is nie, julle, as ek dit kon afgee het ek. Ek wil ook net die Here dien, soos ek altyd sê. Nee, Jean, so maklik dit neersit. Nog 'n mandaat is dat elke AGS kerk, bruin, wit en swart, ongelukkig om dit in 2025 te sê. In Bonnievale, Robertson, Ashton, Montetjie en McGregor val onder ons gemeente. Het julle dit geweet? Dis die mandaat wat julle dra. Hoekom sê ek dit? Want die oomblik wat jy hierin betrokke raak, het jy iets nodig. En dit is nie net dat Jesus opgestaan het nie, maar dat die krag wat gewerk het in die opstanding van Christus ook in ons werk. Elke dag moet daai krag manifesteer in ons lewens. So ek wil gou dit vinnig lees in Filippense 3:10. Hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Romeine 6 vers 4 sê die volgende. Hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons moet vergeet daarvan, dat ons net moet lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei. Die mandaat van hierdie gemeente is om 'n verskil te maak. Ons moet die verskil wees. Hoe doen ons dit? Deur die opstandingskrag van Christus wat elke dag in jou werk. Hoekom bring jy die opstanding hierby in? En dis alles ekstra hoor, dis nog nie die preek nie. Hoekom bring ek dit hier in? Want ek wil vir jou probeer verduidelik, hoekom staan jy op in 'n oggend en voel of jy dood is? Hoekom staan jy moeg op in die oggend, want jy's in 'n oorlog betrokke? Hoekom wil jy partykeer nie aangaan nie, dit voel of 'n donkerte oor jou kom? Hoe staan ek op? Saam met Christus, met dieselfde krag. Dis hoe jy opstaan. Nie 'n motiveringspraatjie nie. Christus se krag wat in hom gewerk het, moet in jou werk. Ek begin daarmee, want Jesus leef nie net dat ons hemel toe gaan nie.
Jesus leef dat ons kan leef. En dat ander mense kan leef. Ons moet uitgaan en in daai krag. So nou het ek julle 'n tool gegee, né? As jy nou 'n bietjie bedruk voel, dan sê jy, laat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Julle wat nou 'n liedjie in julle kop sing, ek weet uit watter era julle kom. Uit die dode op. Is presies dieselfde krag wat jou gaan optel. Dink gou daaraan. Die wonderwerk van Jesus wat opstaan, werk in jou vandag. En daarom kan jy staan teen elke werk van die vyand. Want hy wil die dood bring en Christus bring die lewe. Hoe doen ek dit, Alex, eenvoudig? Jy begin bid. En nie 'n Here dankie. Jy staan in 'n posisie om te sê, die krag, dis hoe jy daai gebed begin. Die krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, rig my vandag op. En as niemand sê, dit lyk of jy uit die dood uit opgestaan het nie, dan het jy nie hard genoeg gebid nie. Lyk asof die gebed werk. Dan gaan jy sien hoe werk die Here in jou hart. Hoekom is dit vir my belangrik? Want ons het die eerste 3 dae van Jesus in die dood bespreek. En vandag praat ons oor die ander 40 dae, wat hy rond beweeg het om met mense te ontmoet. En weer eens vanoggend word ek herinner, toe ek hier deurlees weer, toe besef ek weer, Jesus is nie 'n mens nie. Julle, die moeite wat hy in daai 40 dae gedoen het, om homself aan mense te openbaar, is wonderlik. Maar iets het in my binnekant gebeur het. Want ek dink net by myself, hoeveel mense het hom nie herken nie? Almal. So raai wat, as Jesus opdaag, weet jy dit nie, tot hy sê, ek is hier. Ag, julle het dit gemis, net pastoor het dit gekry. Hoor gou weer. Jesus daag op, dan weet jy nie, hy is daar nie. Tot hy sê, hier is ek. So belangrik. Want ons dink ons nooi hom. En as hy instap, is hy hier. Tot hy sê, dit is ek. Weet jy nie, hy is hier nie. Ag, kyk, vir die 3 mense wat dit het, ek gaan aangaan. Dat is vir my wonderlik. Ek gaan na 5 insidente verwys en ek wil hê jy moet assosieer met jou eie lewe. Die heel eerste een was Maria Magdalene. Aan Maria Magdalene sê Jesus in Johannes 20, die hele stuk van vers 11 tot 18, maar ek gaan net 17 voorhou uit die ou vertaling. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, na julle Vader, en my God en julle God. Maria word eers ontmoet op 'n baie vreemde wyse. Eers erken sy hom nie. Toe sy hom erken, toe sê sy wat? Rabboni. Toe sy hom erken, toe sê sy nie, Jesus, dis u. Ek is bly om u te sien. Sy sê Rabboni. My Heer, Rabboni. En daai gaan 'n bietjie verder. Sy wil natuurlik omhels. Sy het nie 'n geloofsprobleem soos 'n Thomas waarna ons gaan kyk nie. Sy wil hom omhels. En hy sê vir haar, jy mag nie aan my raak nie. Ek het nog nie opgevaar nie. Nou daar is predikers wat wonderlike openbaring oor dit gee. Lemmer Du Plessis, gaan luister gerus as jy dit kan kry. Hy het 'n fantastiese preek oor hierdie gedeelte. Maar ek is te eenvoudig. Ek wil net sê wat ek hoor en sien. Jesus verander die verhouding wat hy met haar het. Van 'n fisiese verhouding na 'n geestelike pad wat hulle moet stap. Hoekom sê ek so? Want die afstand veroorsaak dat as hy weg is, dan weet sy nog steeds hy leef. Maar as sy hom moet vashou om te weet hy leef, dan gaan sy verlore wees as hy weggaan. Net daar skop 'n ander verhouding in tussen hulle twee. En Jesus sê, luister, hierdie is nou 'n geestelike pad wat ons stap. Jy kan nie aan my vat nie, jy moet nou net glo. Dis jou pad met my,
wat gestap moet word. Een van die verklaringe sê, dat dit van 'n perspektief uit 'n fisiese teenwoordigheid verander, 'n fisiese teenwoordigheid verander, na 'n geestelike verhouding. Sou wonderlik gewees het as Jesus geleef het. Ons sal 10 en almal hier op 'n vliegtuig geklim het, maar net omdat ons nou weet wat ons weet. Maar raai wat, hy kon nog steeds net een op 'n slag bedien. Kon nog steeds net by een persoon of 'n groep wees op 'n slag. Toe hy in sy vlees hier was, het hy ook moeg geword. Kan julle onthou dat daai een groep bymekaar gekom het en hy op die bootjie probeer klim het om net weg te kom? Imagine gou Jesus sê, luister gou, wag, nou is ek moeg. En terugkom na julle toe later. Dan deel ek eerder met die opgestaande Jesus, wat in gees langs die Vader se en die Heilige Gees gestuur het, om oral te wees. Dat ons hom enige plek en enige tyd kan beleef. Maria Magdalene mag nie raak aan hom nie. Handelinge 1:3 sê, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende hierdie 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Dis wat hy daai 40 dae kom doen het, en hy daar met Maria Magdalene begin. Die tweede persoon waarna ek wil verwys of ontmoeting, is toe die disippels bymekaar gekom het in 'n vertrek. Nou, jy weet, ek is so metafories. So hierdie groep hoor Jesus leef, Maria het vir hulle die nuus gebring. Hulle begin stap, ons moet nou praat hieroor, kom ouens, ons gaan nou praat hieroor. Hulle loop in by 'n vertrek. Iemand stap saam met hulle in en maak die deur agter hulle toe. Toe hulle omdraai, toe skrik hulle. En Jesus kom en hy sê, dit is ek. Thomas was nie by die geleentheid nie. Was net die disippels en Jesus gewees. En by daardie geleentheid het dit 'n binnekamer gesprek gekos om homself aan die disippels te openbaar. En terwyl ek daaroor dink, dink ek, kan julle dink hoe dit moes gewees het, as daar 'n groepering mense bymekaar was, en Jesus het na die disippels toe geloop, en hulle skrik, en hy moet vir hulle sê, die gehoor, luister nou, nee, ek is Jesus. Ek is Jesus. Wat sou met hulle bediening gebeur het? As Jesus nou opgevaar het en hy beweeg, die disippels beweeg tussen mense, en hulle sê, Jesus leef! Sê, nee, amper sê ek nou bra. Hoor, ek het dit nie gesê nie, ek het gesê amper. Nee. Jy het nie eers geglo Jesus het opgestaan nie. Want jy het hom nie eers herken toe hy daar was nie, en jy het soveel jaar saam met hom beweeg. Hoe verwag jy van my om dit te glo? Jesus weet dat hy sensitief, hy kry hulle in die vertrek. Maar iets anders gebeur. Die woord sê, en hy het oor hulle gebid, dat die Heilige Gees oor hulle kom. Onthou julle die mense wat uit die grafte opgestaan het, berei voordat Jesus leef? Hoor gou. Toe die disippels die opdrag kry om na die bokamer toe te gaan, het hulle presies geweet wat om te verwag. Hulle het nie gewonder nie, want hulle het 'n voorsmaakie gekry van hoe dit werk as die krag van die Heilige Gees oor hulle kom. En daarom het hulle met 'n verwagting na die bokamer toe gegaan en gewag. Vir wat? Vir iets soortgelyk as die keer toe Jesus oor hulle gebid het vir die krag. Is dit nie wonderlik nie? Berei hy hulle voor vir dit wat kom. Die skrif sê in vers 21 in Johannes 20, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Ek wil 3 opmerkings oor dit maak. Die eerste is, hulle het daar uitgestap met die krag van die opgestaande Jesus. Die tweede is, hulle het 'n vrede beleef. Want hoor gou, terwyl Jesus dood is, ons gaan dit nou hoor, toe was hulle bediening dood. Want hoe verkondig jy iets wat dood is? So hulle moes op 'n plek kom waar hulle vrede het, dat dit wat hulle sê krag dra.
Dat almal weet Jesus leef. Daarom as hulle dit sê, kom die krag van die opgestaande Jesus. En 'n derde ding kom saam met die vrede. Wag, kom ek sê weer oor die vrede. Julle, ons kry mense wat vir die Here wil werk. Hy kan die krag van die opgestaande Jesus in homself hê. En die derde een wat ek nou gaan noem is die krag van die Heilige Gees hê. Maar laat ek gou vir jou vertel, as hulle nie vrede het nie, hardloop. Hardloop ver weg van mense wat bedien, maar hulle het nie vrede nie. Hulle het nie vrede met hulle self nie, hulle het nie vrede met ander mense nie, alles is die heeltyd 'n probleem. Pas op. Jy moet hierdie 3 goed hê as jy wil bedien. Die evangelie van die opgestaande Jesus en sy krag, die vrede van die Here wat jou verstand te bowe gaan, en die derde is die krag van die Heilige Gees om 'n getuie te wees. Wanneer ons na die derde ontmoeting verwys, dan is dit ou Thomas. Thomas in vers 29, dan sê Jesus vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. By hierdie sien is dit nie Maria Magdalene se sien nie. By hierdie sien kom 'n storie. 'n Storie van die disippels het vir hom gesê, luister gou, Jesus was by ons, hy leef. Hoor gou die intensiteit van daai groepie. Maria Magdalene kom by Thomas en sê, Thomas, Jesus leef. Ons het hom gesien. En Thomas sê iets wat ons baie keer sien, sê, as ek dit nie met my eie oë gesien het nie, gaan ek dit nie glo nie. Maar dit gaan nog verder. Jesus sê, Thomas, jy mag kom voel. Maria, jy mag nie voel nie. Thomas, jy mag kom voel. Kom voel gou. Want hy het dit nodig gehad. Thomas het dit nodig gehad om te voel. Ek wil nie te lank by daai stil staan nie, want ek wil graag by ou Petrus uitkom. Jesus kom by die see, sy disippels is net terug waar hulle was, voordat hulle saam met hom beweeg het. Daar is daai manne net weer vissersmanne. En hulle worstel die nag deur. Kom ons vat dit gou 'n bietjie huis toe. Sê nou maar, die Here, ek gaan gou sê wat my kind gesê het. Janel vra vir my gister in die kar toe ons van die sport afry. Sy sê, "Pappa, kan pappa 'n ander werk doen?" Ek sê van my kind, ek is jammer, maar nee. Hierdie is dit. As hulle my fire, is ons weg. Ek kan niks anders doen as pastoor wees nie. Sy daarom, toe maar pappa is 'n goeie pastoor. Ek dink sy het my probeer troos, ek gaan nie lieg nie. Dink dit gou daaraan. Kom ons vat 'n scenario. Jy is 'n mechanic. God roep jou om voltyd saam met hom te werk. En ewe skielik is jou bediening weg. Jy beleef niks, jy kry niks, jy het niks om te gee nie, en jou kop sê vir jou, kom ek gaan terug na die bekende toe. Hoor gou? En jy raak weer 'n mechanic, maar jy kry nie karre reg nie. En almal sê vir jou, weet jy, los dit eerder, jy is nie 'n mechanic nie. Dis waar die disippels is. Hulle het goed vis gevang. En ewe skielik vang hulle nie meer vis nie. En Jesus kom staan daar aan die kant, en hy sê vir hulle, gooi die nette aan die regterkant. En ek kan nou nie onthou, was dit 135 of 153? 53, die visserman sal weet. Het hulle gewen, daai kompetisie. 153 groot visse word in die net, dat hulle die nette kan optrek in die boot nie. Jesus probeer vir hulle sê, julle het julle identiteit prysgegee. Want ewe skielik is julle weer niks. En hy wil vir hulle sê, julle bly my disippels.
Julle het 'n roeping op julle lewe om 'n verskil te maak. Hierdie is die tyd wat julle eintlik moet begin. Dis nou. Hy het klaar oor hulle die Gees gebid. Hy het homself al openbaar aan hulle en hy sê vir hulle, ek stuur julle soos my Vader my, en waarmee is hulle besig? Om vis te vang. Nou kom hy weer by die see. Nou sê hy, gooi aan die ander kant in. En die woord sê dat op die strand was Jesus klaar reg om vir hulle ontbyt te maak. Dit beteken hulle die hele nag deur probeer visvang. Die 4de groepering gee iets prys. Maar hulle gee nie eintlik iets prys nie, hulle het iets gebou op iets wat nie bestaan nie. As jy vandag jou identiteit wil bepaal, gaan ek jou hierdie oefening gee. As ek vir jou vra, Dion, wie is jy? Jou heel eerste sin is jou identiteit. Dink gou, wat gaan jy vir my sê? Kom Christianie, stop nou met die ek is 'n kind van God. Wie sê jy? Nie vir die kerk nie, nie vir 'n pastoor nie. As iemand jou in die straat kry, wie sê jy is jy? Want dis jou identiteit. En daai identiteit dra swaar kry en bagasie. Dit vat vrymoedigheid by jou weg. Want dis dalk die familie waar jy kom, dis dalk finansiële status, dis dalk jou werksposisie. Wat as dit weg is? Wie is jy? Toe ek een van my opleidings in life coaching gedoen het die Gauteng Central streek my gestuur om in die proses van 'n pastoor wat in 'n emeritus status in beweeg te help. Want dink gou oor dit. Jy gee jou lewe vir die kerk. En dan sê ek altyd vir hulle, hierdie is mos nou my 4de gemeente. Dieselfde hande klap wat vir jou dankie sê, hou nie op nie, hulle verwelkom net die nuwe man. Dankie pastoor, ons so bly u is hier. Sien uit om 'n pad saam met u te loop. Dan is jy niks. Een van die emeriti pastore maak 'n opmerking. Hy huil, hy sit so en ruk terwyl hy huil. Hy sê, Alex, dit voel vir my soos my vrou wat 'n ander man soen. Het my lewe gegee. En ewe skielik is ek 'n vreemdeling vir daai selfde mense. Hoor gou van die bediening, ons praat oor die identiteit. Jy het 10-10-1 daai kind ingeseën. Jy het daai kind groot gedoop. Jy het daai kind getrou. Jy het hulle kind ingeseën en jy gaan op pensioen en hulle groet jou nie eers meer nie. Het julle my op identiteit? Wie is jy? As jou werk weg is, as jou posisie gestroop word. Ek onthou een oggend in 'n staatshospitaal se ry, 4:00 die oggend, het my ma gevat in Pretoria. En ek sê vir my ma, moet nou nie weer vir almal sê ek's 'n pastoor nie. Want dan sit en bedien jy van 4:00 tot 9:00 toe. En jy nou bid en almal se kwale luister en hulle probeer gesond bid voor die dokter kom. Ek sê, moet nou nie weer sê ek's 'n pastoor nie. Weet julle hoe moeilik is dit? Wag, julle weet. Hoe moeilik is dit om 'n knoopie te maak om met iemand 'n koninkryksgesprek te voer as jy nie 'n pastoor is nie. Want wat gebeur by my? Ek sê ek's 'n pastoor. Pastoor, die Here is goed. Sê, is die Here goed vir jou? Die Here is goed vir my. So iets waaroor ek kan bid vir jou of maklike gesprek. Toe my identiteit weggevat is. Toe sê ek, hoe gaan dit met jou? Nee, sleg. Ag, dit is jammer om dit te hoor. Sit jy op die foon, dat niemand nog met jou praat nie. Wat is jou identiteit? Want hierdie groepering het gesukkel daarmee. Want hulle identiteit was om Jesus gebou. Iets gebeur. Petrus, 5de een na week verwys. Sien vir Jesus. Die woord sê, doen jouself 'n guns aan luister jy na die audio Bible. Julle, dis 'n mooi storie om te luister. Gaan luister na Johannes 20 en 21 op die audio Bible. Ek het eintlik bietjie gegiggel toe ek het hoor vanoggend weer deur geluister. 12 minute oor 4 vanoggend, net so tussen ons.
sê Petrus was half naak. En hy het sy klere aangetrek. Sien julle nou op die bootjie? En my praat ek nou so. Hy sit daar op die bootjie, besig om vis te vang en te stoei. Ek hoop nie jy vang vis half naak nie. Dit vir jou help, Jean. Ons soek meer foto's. Of nie. En hy trek sy klere aan. Onthou gou, hy's 100 meter in die see in. En Petrus spring oor die boot se rand. Klink hierdie bekend? Ai, toe moet hy swem. Want toe is dit 100 meter weg. En hy kom by Jesus. Vanoggend besef ek, wat het Petrus gedink? Miskien het Petrus gedink hy kan dit regmaak. Want die vorige keer toe Jesus hom nooi om op die see te loop, toe het hy gesink. Miskien nou, Jean, doen hy dit reg en hy trek sy klere aan, anders sou hy met dieselfde vissersklere uitbeweeg het. En hy spring oor daai boot se rand en daar moet hy swem. Dit kan nie enkel diepte wees nie, want daai nette kan nie opgetrek word nie. Dis nie klein visies nie. Dit pas nie eers in die boot nie. En hy moet op die strand kom by Jesus. Hoor hierdie trauma waardeur Petrus gaan. In sy kop en in sy hart weet hy, hier kom 'n oomblik met Jesus. Miskien het hy dit gedoen om reg te maak. Want onthou, die vorige keer het hy hom verloon. Die vorige keer het hy gesê, ek ken hom nie. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer. Nou kom ons gaan na daai geleentheid toe. Ek wil dit vir julle skep. Jesus sê, een van julle gaan my verraai en een van julle gaan my verloon. Johannes stap nader na Jesus toe en hy gaan lê met sy kop op sy bors. Die woord sê en hy hoor die hart klop. En hy sê, asseblief Here, laat dit net nie ek wees nie. Johannes. Petrus en Judas sit daar so en Jesus sê, nee, is jy nie, is jy en is jy. Kom ons vat dit gou huis toe. Jy het 2 kinders. En jy sê, een van julle is in die moeilikheid vandag. En die een hardloop nader en druk jou en julle 2 is besig om mekaar te embrace. Jy weet, ons maak nie saak hoe groot hulle is nie, jy begin mos so al wieg en pet. Asof hulle nou nog 3 jaar oud is. Kom, ons sien net ek nie, is dit almal. Nou die dag te sien ek ook 'n tannie haar dogter groet wat 2 keer so groot soos sy is, soos hy 'n gepet en 'n gewieg. Dis wat ons doen. En daai kind sê, papa, ek hoop net nie dis ek nie. Hoor gou die scenario waarin Petrus hom bevind. En jy sê, nee my kind, dis jy nie, dit is jy. Klaar die kind in die hoek. Klaar die een wat weet iets gaan dalk gebeur, of dis nie eers hy nie. En Petrus moet deur dit gaan, om te hoor hy dit gedoen. Toe wraggies doen hy dit. Hy het dan gesê, ek beloof, ek sal dit nie doen nie. En hy doen dit. Nou moet hy regmaak met Jesus. Hoor gou. Julle weet wat daar gebeur het. Jesus vra vir hom of hy hom lief het. Ek lees vers 17 in hoofstuk 21. Hy vra hom 'n 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Die woord sê, en Petrus het bedroef geword. Hoor gou wat sê die Engels. Die Engels gebruik 'n woord, hy sê, Peter was hurt. Bedroef klink so geestelik. Petrus was seer gemaak gewees. Dink gou aan 'n verhouding. Iemand staan by jou en vra jou 3 maal, het jy my lief? Nou kom ons gaan na die impak toe van dit. Wil jy moet dit beproef vandag, want jy staan eintlik aan die goeie kant. Nie met ek het jou lief nie, moet nou nie daar gaan hier in die dorp nie. Maar wat van 'n eenvoudige vraag soos, hoe gaan dit? Jy het dit al gedoen met iemand. Sê Dini, hoe gaan dit? Sê hulle goed, dankie. En met jou? Sê nee Dini, kyk haar in die oë, bietjie langer, linger, staan bietjie nader. Hoe gaan dit regtig met jou? Jong, dan kom 'n opweging van die verhouding. Want Dini moet nou besluit, wat deel ek en wat deel ek nie?
Want jy word in 'n posisie gestel om te sê, watter verhouding het ek met hierdie persoon? Of hoe gaan hierdie persoon my kan help? Dis wat onbewuslik deur ons koppe gaan. En 'n derde keer dien nie regtig nie. Hoe gaan dit regtig met jou? Want die tweede een is mos altyd so bietjie slegter as die eerste een, nê? Ag nee, dit gaan oukei. Ek's alright. Derde een is 'n totale opweging van die verhouding. Om te sê, vertrou ek jou genoeg om my hart met jou te deel? Want dan raak dit van ver naby. En dis wat Jesus wou doen. Jesus wou hom nie seer maak nie, hy wou hom nader trek. Om vir hom te sê, ek ag ons verhouding bitter hoog. Maar weens hierdie trauma, nou sê ek, die Facebook status tussen Jesus en Petrus is complicated. Ek weet die jong mense weet nie wat Facebook en iets complicated beteken nie, maar dis jou relationship status. Okay, so as jy wonder, is dit complicated. Of as al meer as een is, maar dis nou nie die gesprek vandag nie. It's complicated. Want Petrus loop met hierdie bagasie, en Jesus bevraagteken hom waaragtig weer 'n keer, het jy my lief? Sê Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy het geantwoord, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het, en Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Ek het 5 scenario's voor julle gestel. Ek weet nie waar jou verhouding met die Here is nie. Maar in 40 dae was hier 5 maniere waarop Jesus met mense ontmoet het om homself te openbaar. Die eerste was in 'n Maria Magdalene wat hy gesê het, ons gaan hierdie fisiese verhouding gaan 'n bietjie meer geestelik raak. Dalk is jou verhouding met die Here op hierdie stadium net signs and wonders. En die Here sê, wat van jy begin bietjie glo, sonder om te sien en te voel. Verander bietjie die dinamika van die verhouding. Want julle moet onthou, die wonders en die tekens was nie vir die kerk nie. Mag ek dit weer sê? Die wonders en die tekens was nie vir die kerk nie. Dit was vir die verlore mense, om te sien dat God regeer. Net soos vir die Israeliete. Tweede groep is waar Jesus die disippels ontmoet in die vertrek. En hy openbaar homself aan hulle, om hulle nie bloot te stel nie. Die derde groepering was toe Jesus vir Thomas 'n geleentheid gee om fisies te voel. Vierde geleentheid was die disippels op die see wat hulle identiteit prysgegee het en gewonder het. En die 5de is 'n Petrus, wat so 'n bietjie verward geraak het in sy verhouding met die Here. Ek weet nie waar jy trek vanoggend nie, maar ek het vir Dini gevra voor die tyd in my hart gelê, dat Dini iets met ons kom deel. Ek maak mos nou soos met die liedjies. Jean het my geleer, okay, en nou gaan Dini praat. So Dini, jy kan sommer opkom, dankie. En ek het vir Dini gesê, sy moet bid in haar hart, sien 'n nuwe preek nie, hulle hoef nie angstig te raak nie. In my hart het ek gevoel, en sy gaan nou sê wat die Here vir haar gesê het, dat baie keer as ons oor roeping en mandaat praat, dan word dit aan die man afgeskryf. Maar jou identiteit is nie wie jou man is nie. Jou identiteit is wie God jou geroep het om te wees. Kom ons gee vir Dini. Skus, ek wil net, dit, terwyl pastoor Alex spreek, ek dink die Maria Magdalena, vat dit eintlik vir my alles saam. Yes. Want die skrif sê, as jy gaan kyk na die kruisiging, dan sê hy, na hierdie dinge, het sy gegaan en sy was die voorinitieerder om spisserye vir die graf voor te berei. Want wat het gebeur? Sy was besig met wat sy gesien het. En wat sy gesien het, het sy gedink hoe dit moet lyk. Ja. Daarom het sy spisserye gaan soek. En toe wil ek jou net verder vat, en toe hulle by die graf kom, toe staan daar 2 manne en hulle sê, vir wie soek julle? Want wie julle soek is nie hier nie. En dan vir my die sleutel, onthou wat hy vir jou gesê het. Gaan wag in Galilea.
Want Galilea beteken plek van restaurasie. Wow. En weet jy wat, dan kom ons nou waar sy gekom het by die leegraf en sy ingaan en die doeke en sy sê in Johannes 20 sê hy hardloop en gaan sê vir die disippels, dan sê hy moenie aan my raak nie. Daar kom 'n dieper insig. Daar's 3 punte wat ek vir jou wil sê. Pas op dat jy nie vasgevang word in wat jy sien nie. Ja. Want jy gaan optree van wat jy sien en jy gaan goed voorberei, want dit gaan nie God wees nie. Ja. Die tweede punt wat ek wil sê, daar's altyd 'n plek Galilea. Deur wat ek en jy elke dag sien of in jou huwelik ervaar en alles as vrou, hoe jou kinders groot word, daar's 'n plek van restaurasie. Amen. Jy kan nie bedien uit wat jy ervaar nie. Jy moet kom in die plek van restaurasie. Yes. Want anderste gaan jy iets soek wat daar nie is nie. Ja. Maar daar's 'n dieper bewuswording van die deponering van dit wat God in jou gesit het en in my gesit het. Amen. Wat ver bo is wat ek en jy ervaar. Amen. Ja. Amen. Ek gaan staan net hier so Dini, ek wil graag hê ons moet bid. Ek gaan, Rian, jy kan maar vir ons vorentoe kom asseblief. Ek gaan nou eers 'n afkondiging doen, want ons gaan nou hier spiritual beweeg, né? Nee? So ek het nou laasweek vir julle gesê, ek gaan nie nou geld vra nie, maar nou gaan ek julle verduidelik wat wil ons doen. Ons moet hierdie bouprojek afhandel om die okkupasie te voltooi. Deel van dit is die bouprojek om voortlaat te maak, en dit behels ook die plaveisel wat ons beplan het van daai kant af en voor, omdat die mense sukkel om oor die klippies te kom en te loop. Almal wie se hakies nou al gebreek het, is julle wat my gebel het, dis hoekom ons die plaveisel. Okay? So ons wil baie graag die plaveisel voltooi. Hier is die projek soos ons met die stoele en die bakstene gedoen het. As jy 'n R10 het om te gee vir die plaveisel projek, dan kan jy 1 blokkie betaal. Nou moenie my bel nie, dis nie per steentjie nie. Moenie vir my nommer stuur van 'n goedkoper steentjie nie. Okay? Dit kos R10 om die steen te lê. Voorbereiding, insit, plat, dat jy op hom kan loop, werk so R10 uit. Ons nooi julle uit, as die Here dit op julle hart lê, om 'n bydrae te lewer. Dit is net baie belangrik. Indien jy iets gee, moet dit gespesifiseer word as plaveisel projek. Sal nie jou spelling judge hoor, ek moet self 2 keer kyk. Anders kan dit aangewend word vir iets anders. Maar as jy plaveisel projek skryf, mag dit vir geen ander ding toegedien word nie. En dis bewys, ons het nou 3 jaar se audits voltooi, wat oor die bouprojek gegaan het. Ons het nie 'n sent aangewend vir iets anders as wat dit voorgeallokeer was nie. So vertrou ons met dit, as op plaveisel projek staan. Okay, ag prys die Here, die geld is uit die pad uit. Okay. Ons het 'n lied gesing vanoggend. Die lied se naam is Abide. Ek wil jou uitnooi vanoggend. Ek weet nie waar jou verhouding met die Here trek nie. Ek weet nie waar jou soeke na jou roeping en purpose is nie. Ek weet nie waar jy trek nie. Maar wat die Here op my hart gelê het was, Jesus gaan homself aan jou openbaar binne sy terme om jou te stuur. Nou wil ek 'n baie vreemde ding doen. Almal is nou ingesluit by die gebed, reg? Maar ek wil vra of die vrouens nie wil opstaan. Sal julle vir ons opstaan, die vrouens? Ek het iets in my hart, dit het nie by die eerste diens gebeur nie, hier's almal, dat die Here wil roeping herstel by vroue. Want ons identiteit het misvorm, dames, julle identiteit. Jy het dit gekoppel aan iets. En wat die Here vir my gesê het vir die tweede diens is, dit waaraan jy dit koppel, het 'n bagasie van seer kry. Jou identiteit sit met pleisters om, want jy soek. En ek het vir Dini gevra om te bid oor julle, dat God julle oprig in die roeping waarmee hy jou geroep het. En jy het nou nie 'n keuse van môre nie, jy moet nou staan. En Dini gaan 'n blessing oor julle bid, vir julle roeping. Daarna gaan ons 'n bite sing, Rian gaan ons bedien. Jy mag sit, jy mag staan, jy mag lê, of jy mag loop, jy mag doen net wat jy wil. Maar ek wil 'n geleentheid bied waar ons reg maak met ons roeping
Jesus ontmoet jou waar jy is. Tini, bid oor die vrouens asseblief. Vader, ek dank U dat ons kan kom in die autoriteit van ons roeping wat vasstaan vanmôre in Christus. I want to quote that scripture that said, in Him we live, Yes. and in Him we move, Dankie, Here. in Him we reign, Yes. and in Him we have our being. Dankie, Here. En Here, ek kom vanmôre en ek wil elke vrou wat by die graf nog staan, Ja, met speserye, dankie, Here. of wat nog staan en huil, sy gesig draai vanmôre, dat die roeping wat vas is, Yes. dat God wat groter is as enige uitdaging in ons lewe, Dankie, Here. dat ons by ons naam geroep het en aan wie ons behoort, dat ons vanmôre opnuut sal draai na ons roeping wat vas is. En ek dank U daarvoor, Here, elke man, elke vrou, elke kind, dat ons sal kom in dit wat al reeds gedoen is. En ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. As jy wil staan, as jy welkom, en sing ons saam. Dan is die diens vandag. Jy kan dan doen net wat jy wil. Baie dankie.